Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag 31 Oktober, Koffiekeer 987. Vanoggend wil ek met jou twee gedeeltes uit die Bybel uit deel. Al twee tekste wat gesuggereer word deur die leesrooster vir eerskomende naweek. En hoekom ek nou al twee hierdie gedeeltes deel? Ek gaan Sondag DV by die Handklipkerk in Betty's Bay die woord bedien. En daar fokus ons op Jesaja 1 en wil ek ook by Lukas 19 uitkom. Nou, waarskynlik kan 'n mens nou sê, maar wat het hierdie twee teksgedeeltes nou met mekaar te doen? Hoe bring die mense dit in verband? Ek hoop dat jy teen Dinsdag so ietsie daarvan sal verstaan. Jesaja 1, die teks wat ons lees vanmôre is van vers 10 tot en met 17, maar ek gaan nie die hele gedeelte lees nie terwille van die tyd. Jesaja profeteer, hy tree op daar in die tyd so 740 tot 690 voor Christus, voor die ballingskap, maar dan sê Jesaja namens die Here vir die volk hierdie woorde: Luister na die woord van die Here, julle Sodoms leiers. Gee ag op wat ons God julle leer, julle Gomorras volk. Harde woorde, né? Ons ken mos nou die geskiedenis, die verhaal van Sodom en Gomorra, en hoe die Here daardie oordeel uitgespreek het oor hulle. En dan kom Jesaja en hy sê namens die Here, julle is so Sodom en Gomorra. Vers 11, wat het ek, sê die Here dan nou, aan julle baie brandoffers, aan julle baie offers. En dan gaan die gedeelte aan waar Jesaja dan nou namens die Here praat en sê, hulle doen hulle kultiese rituele, hulle bring hulle godsdienstige offers, hulle kom na die tempel toe op, hulle verskyn daar, hulle bring hulle offergawes en wierookoffers en hulle vier hulle feeste en hulle Sabbat en al daai goed. Maar dan sê die Here, ek is moeg daarvoor, vers 14, sit laaste deel. Ek is moeg daarvoor. Dan vers 16, kom Jesaja en sê namens die Here vir die volk, was julle, reinig julle, moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie, hou op met kwaad doen, leer om weer goed te doen, sodat daar reg kan geskied, gaan die verdrukker tee, laat reg geskied aan die weeskinders en behartig die regsaake van die weduwees. Nou vriende, dit is ons nou 'n konsep, 'n gedagte, idee wat ons baie deur die Bybel hoor, dat die Here sê, dit gaan nie vir hom oor godsdienstige praktyke nie, dit gaan vir hom oor 'n lewe wat vanuit ons verhouding met hom die lewe leef, met reg en geregtigheid, soos wat God dan ook daarvoor vra. So ek wil vir jou uitnooi om so 'n bietjie vandag na te dink oor my en jou lewe. Hoe lyk dit met jou geregtigheid? Hoe lyk dit met die feit dat jy reg laat geskied in hierdie lewe? En kontrasteer dit so 'n bietjie met jou godsdienstige praktyke. Jou kerk toe gaan en Bybel lees en jy weet al daai goeders wat 'n mens doen. En dan wil ek vir jou oorvat na Lukas 19 toe, die bekende verhaal van Saggeus. Lukas 19 vers 1 sê Lukas vir ons, Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Ons weet mos dat die tollenaars was nou nie happy, mense waarvan die ander ouens gehou het nie. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye-boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang, en almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou vriende, ek wil weer sê, hierdie verhaal van Saggeus is mos nou baie bekende verhaal, nee? Ons het kleintyd gesing, Saggeus was 'n kleine man. Nou, iemand sê nogal nou die dag in ons preekwerkgroep, dat daar ook spekulasie is, was Saggeus regtig so klein, of was dit 'n kwessie van, dat hy net nie lekker kon sien nie, maar die woord sê tog ons omdat hy te klein was. Nou, Saggeus is nie 'n baie godsdienstige mens nie. Saggeus
kon heel waarskynlik nie sommer in die tempel kom nie. As gevolg van sy werk as tollenaar het hy met geld gewerk. Geld is as onrein beskou, en ook geldeenhede van ander provinsies en omgewings en lande. So Saggeus sou volgens die Joodse tradisie nooit rein genoeg wees om in die tempel te kan kom nie. Hy kon nie godsdienstig leef nie. Maar hy het hierdie passie, hy het hierdie behoefte om vir Jesus te sien. Hy wil net vir Jesus sien. En dis die ironie van die verhaal, dan sien Jesus hom raak. En ons ken die verhaal verder. Saggeus wat dan sê, maar hy wil restituisie doen. Hy gaan sy goed vir die armes gee, die helfte van sy goed, en daar waar hy van mense geld afgepers het as tollenaar, as belastinggaarder, gaan hy dit 4-dubbel teruggee. En dan Jesus se woorde, vandag het daar redding vir hierdie man gekom. Ek wil jou uitnooi, vriende, om so 'n bietjie die naweek na te dink oor godsdienstig wees en in 'n verhouding met Jesus Christus leef. En ek gaan nou nie vanmôre baie daaroor uitbrei nie. Ek weet nie watter lyn Kirsten gaan vat met haar prediking Sondag in Kleinmond Kerk wat op YouTube uitgesaai kan word nie. Ek vermoed sy gaan net by die Lukas 19 teks stil staan. Maar ek sal dan Dinsdag so 'n bietjie saamvat, verdere gedagtes met jou deel oor hierdie gedeeltes. Hou hierdie 2 stukke uit die woord van die Here die naweek bietjie vas. Jesaja, hierdie oordeelswoorde, hierdie harde woorde vir mense wat godsdienstig is, maar nie toesien dat reg en geregtigheid geskied nie. Saggeus se genadewoorde wat die Here vir hom gee wanneer hy besef, maar sy godsdienstigheid gaan hom in elk geval nie help nie. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus Christus. En dan lees ons in die laaste stukkie van Lukas 19 se eerste perikoop. Die Seun van die Mens het juis gekom om te soek en te red wat verlore is. Waar staan ek en jy in ons verhouding met die Here Jesus? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer u woord kan lees. Dankie Here dat ons in hierdie 2 stukke geskiedenis, die verhaal wat afspeel daar in Jesaja, waar Jesaja namens u hart met die volk praat. En aan die ander kant in Lukas waar ons die goeie nuus hoor, die evangelie hoor, van u wat vir Saggeus raak sien, Here Jesus. En dan is ons gebed vir oggend maar eintlik net, dat ons voor u wil kom buig en sê, Here sien ons tog ook raak. En gee dat ons ook, omdat u ons raak gesien het, ons lewens sal omdraai. Dat ons met die hulp van u Gees ons lewens sal omdop en nuut word, sodat ons vir u en vir u koninkryk kan leef. Ons bid dit, Here, in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag. My ma en my broer en my suster Georgia Annelien en ouma Jolanda, hulle 3 kom kuier die naweek bietjie by ons hier in Kleinmond. So ons sien nogal uit daarna om hulle te sien en sommer net lekker saam te kuier. Môre is dit ook ons Hanklip Bazaar, kuier bazaar. So ons gaan daar 'n draai maak. En Sondag natuurlik sal Kobus vir jou die skakel uitstuur na ons erediens waar Kirsten Smol, ook die prediker by Kleinmond Kerk is. En dan gesels ons Dinsdag weer verder. Intussentyd, dink na oor godsdienstigheid of 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus en geniet jou koffie. Mooi doop.